Maar hulle het nog steeds, as jy nou dink uit 3 miljoen mense, hoeveel van daai populasie was dalk vasgevang in ander geloof en het vergeet van God of Ja. Die nuwe gode aangeneem as God. Ek meen hulle het selfs na God 'n freaking vuurkolom uit die hemel gestuur het en 'n wolkkolom uit die hemel gestuur het. Moses gaan los hulle vir 2 dae en kom hy terug aan hulle 'n goue kalf gebou. Dis soos hierdie mense was prone vir afgoderry, vir idolatry. Ja. Right, so selfde ding met Abraham en Isak. Soos baie mense vra, maar hoe as God hierdie loving God is, hoe kon God toegelaat het laat Abraham vir Isak offer? God het dit nie toegelaat nie. Verstaan, hy het dit hy het die instruksie gegee om dit te doen, maar dit was nie om hom actually te sacrifice nie. Verstaan, God sou nie dit toegelaat het nie, geen nie om wat Abraham besluit het nie. Gelukkig het Abraham die regte besluit gemaak. En God gehoorsaam. En dis al wat God wou sien, maar in daai tyd was dit 'n norm vir mense om hulle kinders te offer aan die gode. Dis hoekom Abraham nie 2 keer gedink het toe God vir hom sê, gaan offer jou seun. Hy sê, okay, cool. Ja. Want dis normaal. Dis is in die tyd waar ons leef, is dit kinders hulle het kinders in vulkanos gegooi en verstaan, hulle het kinders aan Moloch geoffer en aan freaking whatever, jy weet. Dit was 'n norm geweest, maar God wou vir die mense wys, ek verwag nie hierdie goed van julle nie. Daai paganism is nie eers, jy weet, daai goeters is afgoderry in die sin van, dis demonies, dis absoluut satanies. Dit is die God of this world wat daai goeters van julle verwag, maar ek, die skepper van alles, ek verwag net dat julle na my toe kom en my gehoorsaam. That's it.